Dis 'n voorreg wat ons het, soos ek elke Sondag sê, om weer in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Dis 'n voorreg wat ons het om te weet, ons aanbid 'n God wat lewe. Maar jy weet, terwyl ons in hierdie week besig is, hier buite gaan my gedagtes rond, en ek dink, as 'n mens kyk na die lewensstryd wat mens moet stry, om te kan volhard tot aan die einde toe, weet jy, dit kos 'n prys, wat ek en jy moet betaal om seker te maak, ek stry die stryd nie verniet nie. As ek dink aan iemand wat op 'n wedloopbaan hardloop, hy sit alles in sy vermoë in om eerste te kan kom. Hy sit alles in sy vermoë in om fiks aan die ander kant uit te kan kom, net om te kan volhard. Hy gaan nie begin en dan net hier op die draai besluit hy, nee, ek het nou opgehou en ek is nou nie meer lus nie, want dan sien hy homself as 'n failure. En so dink ek van myself, hy het nie net vandag 1 af begin hardloop nie. Hy het by die skool begin op 'n jong ouderdom en homself in oefening gekry en seker gemaak, hy is fiks genoeg dat hy eendag die wedloop kan begin hardloop. Ek dink aan my swaar, hy is iemand wat hou van om die land, wat Comrades te hardloop. Dan kyk ek na die man en dink ek, nee man, jy is nou besig met goed wat my nie aangaan. Maar weet jy, hy het dit hoeveel keer gedoen en hy sê vir my, as hy net oor die eindpunt gaan, dan voel hy nie, hy het iets bereik in sy lewe. En so wil ek vir u sê, die kinders van die Here is 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, 365 dae in 'n jaar besig met 'n wedloop wat ons moet voleindig. Ons kan nie in die langs die pad ophou en sê, ag, dit gaan nie meer vir my goed genoeg gaan en ek is nie meer lus nie. Ek moet hierdie wedloop voleindig. Maar die keuse lê vanoggend in elkeen van u se hande, hoe ek hierdie wedloop gaan beëindig. Baie meer keer hoor ons van mense wat gehardloop het en langs die baan in mekaar gesak het. Daar's nie meer hoop nie. Ons hoor baie keer van mense wat langs die baan beserings opgetel het. En dan hoor jy ook van mense wat langs die pad beserings opgetel het. Maar wanneer hulle die beserings optel en sê, ek moet hierdie wedloop voleindig. En dit maak nie saak vanoggend hoeveel seer jy op hierdie pad kry nie. Maak nie saak vanoggend hoeveel obstakels op jou loopbaan is nie. Ek wil vanoggend vir u sê, ons moet hierdie wedloop voleindig. En ek kan hom nie op my manier voleindig nie. Ek kan hom nie op my vrou se manier voleindig nie, want dit gaan nie vir my werk nie, want daar is sekere reëls wat in plek gehou moet word. As ek dink aan toe ek in die skool was, nou dis nou baie jare terug. As jy begin het met enige sport, en jy nie by die reëls hou nie, dan is daar vir jou penalties. En as jy aanhou die reëls gaan breek, dan haal hulle jou van die baan af. Sê jy het nie wat dit veg om hierdie wat sou ook al sport jy doen nie. Ek is nie 'n groot sportman nie. Ek hardloop net wanneer dit nodig is om te hardloop. En dis daarom nie baie nodig nie. Maar ek wil vir u lees in die woord van die Here. In 1 Korintiërs 9 vers 24, so enkele paar verse. Hy sê, weet julle nie dat wat op die baan hardloop, die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop, sodat julle sekerlik dit kan behaal. Baie hardloop op die pad, verstaan my reg vanoggend. Baie kom op die plek in hulle lewe, wat hulle sê, ek is 'n kind van die Here, ek het my hart vir die Here gegee, en ons is besig om hierdie wedloop te hardloop. Hy sê, vers 25, en elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om die werklike kans te ontvang. Maar ons is onverwerklik. Ek gaan weer daai ene lees, ek het verkeerd gelees. En elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om die verwerklike kans te ontvang. Maar ons is onverwerklik. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie.
Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek 'n ander bespreek het, self verwerklik sou wees nie. Hoeveel afrigters kry jy wat mense afrig? My meisiekind hou van netbal en hokkie en sy het afrigters wat hulle afrig. Dan kyk ek na die verskillende afrigters. Die een staan langs die baan en skree, maak dit, doen dit, moet jy nie dit doen nie. Die ander raas heeltyd hier langs hulle en hits hulle aan en hy is so opgewonde en hy kan amper vir hulle die doel gaan skep. So opgewonde, hy's besig, hy's fiks, hy het dit wat dit vereis, sodat hy die regte stempel kan afdruk. En jy weet wat kom ek agter? Hierdie groep kindertjies wat onder sy afrigting is lief vir hom. Hulle gee om vir hom, want hy wys vir hulle, ek is daar elke oomblik van die stryd. Ek is daar om vir jou te wys. Ek is daar om jou by te staan. Ek is daar om jou te onderrig en ja, ek kan self ook hierdie wedstryd voleindig. Nou wil ek vanoggend vir u vra, terwyl ons vandag almal van ons in die kerk van die Here is, in die liggaam van Christus. Almal het eens op 'n tyd sy hart vir die Here gegee. Almal het eens op 'n tyd begin en gesê ek wil die Here dien. Maar ons sit soveel jaar in die kerk. Ons is soveel jaar besig met hierdie wedloop. Maar na soveel jaar is daar geen verandering in my lewenswandel. Na soveel jaar het ek nog niks afgegee wat die Here van my verwag, ek moet dit afgee nie. Ek is besig met die sonde en ongeregtigheid van hierdie lewe. Maar ek kom sit Sondag na Sondag in die kerk en ek dink ek is besig om die wedloop te hardloop. Verwag die Here nie vir my dat ek in die wêreld en sy begeerlikhede moet prys gee om die wedloop te kan voleindig nie. Ons sit in die kerk Sondag na Sondag, maar geestelik is ek onfiks. Geestelik is ek soos iemand wat gaan inskryf het, ek wil graag deel wees van hierdie wedloop. Maar ek weet ek het geen voorbereiding gedoen in my lewe, dat ek weet verseker, ek gaan hierdie wedloop kan voleindig nie. Ek sit Sondag na Sondag, week na week, loop ek rond en sê ek is 'n kind van die Here. Maar my lewenswandel getuig nie daarvan, dat ek fiks genoeg is om te sê ek slaan nie in die wind nie. Terwyl die woord van die Here duidelik is, en hy vir ons op verskeie plekke sê, geen sonde en geen ongeregtigheid sal die koninkryk van God beerwe nie. Ek luister 'n ruk terug na 'n persoon, 'n prediker van 'n ander dorp. En hy sê nie alles wat die Here van my en jou verwag om prys te gee is sonde nie. Ons is so ingestel op sonde. Ons is so ingestel op wat doen jy verkeerd. Maar die woord van die Here praat van ongeregtigheid. En ongeregtigheid is nie altyd sonde nie, maar dis dit wat skeiding maak tussen my en 'n lewende God. As ek die woord van die Here lees in Lukas 13, vanaf vers 24 sê hy, stry hard om in te gaan deur die noupoort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, maar nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opstaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant staan en sê, en aan die deur klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. Dan
Dan sal julle begin sê, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink. En u het ons strate geleer. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Dan let ek op in die woord van die Here. Hy sê nie al julle werkers van die sondaars nie. Hy sê nie al julle sonde nie, nie al julle gevloek en julle gehoreer en julle gedrink en julle gerook en julle al hierdie goed wat ons sien as sonde nie. Hy sê julle werkers van die ongeregtigheid. Dan vra ek vandag die vraag of Here, ek bid, maar daar is geen verandering nie. Ek roep uit na u toe, maar daar's geen antwoord nie. Ek soek na u, maar ek vind u nie, want die woord van die Here sê, my julle sonde het 'n skeidsmuur tussen my en julle geword. En julle ongeregtigheid het my aangesig van julle verberg. Ongeregtigheid het ek al hoeveel maal gesê, dis tweede natuurse sonde. Hoe gaan ek weet wat is ongeregtigheid as ek nie die Heilige Gees het wat my leer en my lei? Want die Heilige Gees is die een wat die skrif gesê het, ek gaan julle die Heilige Gees stuur en julle het niemand nodig om julle te leer nie. Ek staan so ruk terug in die kerk en ek dink, en ek lees die woord van die Here en dan dink ek, ja, hoeveel keer openbaar die Heilige Gees nie aan my wat hy wil hê ek moet verander in my lewe nie. En omdat ek die pastoor is van die kerk, dan gee ek dit deur vir die gemeentelede en ek self maak geen werk daarvan om te weet die Here wil hê ek moet dit verander nie. Ek wil vanoggend vir u sê, ons moet die lering van die Heilige Gees leer ken. Wanneer die Heilige Gees vir my iets gee, wat die Here wil hê ek moet verander. En wanneer die Heilige Gees sê, gaan sê vir die broer of die suster, dit verwag die Here van jou. Maar ons is so maklik om wanneer die Heilige Gees aan my iets op te openbaar, dit vir ander mense te gee. Want ek sien nie die fout in my eie lewe nie. Terwyl ek laasweek buite besig is, en ek dink, en ek luister na iemand wat praat en ek begin dink aan, hoe sien ons die teestander? Ek het baie maal in my lewe gehoor, die duiwel is besig. Ek het baie maal in my lewe gehoor dat ek sê, ag, die duiwel wil my ook nie uitlos nie. Ag, die duiwel, en partykeer gee ons die duiwel meer krediet as wat hom waardig is. Want ek wil vanoggend vir u sê, die duiwel het net soveel krag in jou lewe soos wat jy hom gee. Hy weet hy het geen krag nie. Hy weet hy het geen autoriteit nie. Hy weet hy het geen gesag nie, maar hy kom met hierdie misleiding en hierdie klein vervoerseltjies wat die liggaam van Christus kragteloos maak en hy begin jou gedagte gaan in 'n stadium kry wat jy naderhand negatief is. En dan begin jy om al hoe meer en meer krag in jou lewe gee. Toe God die duiwel geskaap het, sê die skrif, hy was, ek wil amper sê, top of the range. Dink ek het dit laas Sondag gesê. Die beste. En toe hy uit die hemel uit neergeval het die Here nie al hierdie goed, die skrif leer my, God gee die gawes onberouwlik. God het nie al hierdie slimheid en hierdie mooiheid en hierdie oulik goed van hom weggevat. Hulle sê, Lucifer was die hoof onder die musikante gewees. Vandag gebruik hy musiek om die kinders van die Here te mislei. Want hulle sing van Jesus.
maar hulle sing nie van Jesus Christus, die Seun van die lewende God nie. Terwyl ek met 'n ou predikant praat 'n tyd terug en hy sê vir my, hy was jonk tot bekering gekom en hy wil net uitgaan in die strate en vir die mense vertel is tyd om tot bekering te kom. Hy sê die lering gaan hulle in eerste lering deurgaan en hy sê die duiwel gaan hom voordoen as die engel des ligs. Hy gaan onder die naam van Jesus Christus kom deur musiek, maar agter dit gaan die duiwels ronddans. En terwyl ons in die tyd lewe wat ons in lewe, wil ek vir u sê, my sonde en ongeregtigheid, ek kan nie net luister na wat ek wil nie. Ek kan nie net kyk na wat ek wil nie. Maar dan moet 'n onderskeid getref word, want ek weet so seker as wat ek vanoggend voor u staan, dat hierdie skrif leer my, dat daar is 'n hel. Hierdie skrif leer my, die wat die ongeregtigheid bedrywe, gaan sekerlik nie die koninkryk van God beerwe nie, en dit wil ek vanoggend vir u sê, dit sê ek gaan sekerlik hel toe. Vandag mag die pastore mos nie meer praat oor die hel en oor sonde en ongeregtigheid nie, want jy raak my menseregte aan. Skus, nou is vir oomblik aan. Weet jy wat is die eerste probleem as ek worry oor my menseregte? Wil ek vir u sê, ek is vol van die duiwel, want ek het groot manskap in myself, eie wysheid, en dis die oorsprong van hoekom Lucifer uit die hemel uit neergeval het. Hy het gesê vir homself, ek is. En my vriend sê so tyd terug vir my, onthou net, die duiwel was so presies, dat hy 1/3 van God se engele saam met hom aarde toe gebring. Hy kan hom voordoen as die engel van die lig. Ek kan maar vanoggend die Bybel ken. Lucifer ken hom beter as ek en jy. Moenie dink omdat jy 'n versie hier en 'n versie daar ken, hy gaan vir jou een kant toe staan. Hy ken die hele skrif. En hy was 'n hoofmanipuleerder. Hy manipuleer hierdie skrif so, terwyl iemand ons kon sien 'n tyd terug. En die persoon het baie goed te sê wat nie met my saamgaan nie. En ek dank die Here vir die dag, sit my vrou in die gesprek en ek is vir 'n oomblik uit en hy probeer haar intrek in die gesprek. Want die skrif sê mos so. En hy quoteer die skrif en my vrou dink op haar voete, sy sê, maar dis nie wat die Bybel sê nie. En sy gaan haal die Bybel en sy maak die Bybel oop, sy het op daardie stadium nie geweet waar die skrif staan nie. En toe sy die Bybel oopmaak, dis op die plek wat die man quoteer. Praat ek onder reg? En sy lees vir hom wat die skrif sê. Ja, maar ek lees die Engelse Bybel sê. En dan gaan haal die Engelse Bybel, want ek het die Engelse Bybel ook. Al sukkel ek partykeer om hom te lees. En ek sê, maar dis maar die Engelse Bybel, maar ek lees die King James, en ek maak die Bybel toe, want dit is die King James. Sê glad nie, wat die persoon quoteer uit die skrif uit. U weet wat? Dit was die laaste keer wat hy by ons kom besoek het. Het ek die onderskeiding van die Heilige Gees, wat vir my wys, hier is ongeregtigheid, dis nie my gees nie, maar dis die gees van die Antichrist, wat hier opereer, om misleiding in die huis van die Here in te bring. Want die Antichrist weet, hoe om die skrif te verdraai, om my nie te kry, dat ons in die verkeerde rigting aan gaan. Want ek is besig met hierdie wedloop, maar ek hou nie by die reëls. Ek is besig om hierdie stryd te stry, maar ek stry nie hard genoeg nie. Hy sê stry hard om in te gaan, deur die noupoort. Wat baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan. En
en sal nie in staat wees nie. Hoe vreeslik gaan dit wees die dag wanneer die Here kom. En ek dink uit my eie uit, ek het die skrif onderhou. Maar ek het net sekere dele in die Bybel gevat en vir my gemaak. En hy sê vir my, gaan weg, ek het jou nooit geken. Maar Here, ek het die gees van die Here, en ek het die gawes van die profesie, en ek het die onderskeiding van geeste gehad, en ek het al hierdie goede by my. Gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Want in my lewe is die klein vossies wat die wingerd verwoes. Hebreërs 12 vers 4 sê, luister mooi, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Hoor nie wat sê die skrif? Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Maar Here, U weet, dis my swakpunt. Ag, Here, tog. Help my net, asseblief. U weet, ek is 'n swak mens. Ek kan nie hierdie ding oorkom nie, en ek gebruik dit vir my verskoning. U weet hoe ek die Here gedien het nie. Wil net jou herinner, ek het in die kerk groot geword. Ek was baie vinnig om vir mense te sê, hierdie goed hoort nie daar nie, en dit hoort nie daar nie, en dit mag nie so, en dit mag nie so nie. Baie vinnig. Want ek het in die kerk geleer. Maar jy weet wat, dit my nie in die hemel gebring het. In dit het ek baie verskonings gehad. En dan dink ek, ja, hierdie Bybel sê vir my, hierdie Bybel, kan nie lieg nie. En hy sê, as ek sê, ek het nie sonde nie, maak ek die seun van die mens tot 'n leenaar. Dan gebruik ek dit vir 'n verskoning, omdat ek sonde het. Apostel Paulus sê, daar's niks goeds in my nie. As ek roem ek op my swakheid. Maar ek sien nêrens in die skrif dat die apostel Paulus aangehou het met dit wat hy mee begin het nie. Paulus het die Christene vervolg. Hy het hulle doodgemaak. Hy het hulle lewe moeilik gemaak. Die Christene het vir hom gevrees. Maar die dag toe hy ontmoeting met Jesus Christus het, gebeur daar 'n verandering in sy lewe. En hy begin die Here dien in gees en in waarheid. Hy het 'n 180 grade draai gemaak in sy lewe. Die dinge wat ek gedoen het, die doen ek nou nie meer nie, maar ek dien die Here Jesus Christus. Daar het 'n verandering in sy lewe gekom. Nou hoe kry die kerk van Christus dit vandag reg? Om vir jare in die kerk te sit. Maar daar's nie 'n verandering in my lewe. Ek lewe nog die lewe van 'n sondaar. Maar ek wil sê ek is op my pad hemel toe. Ek het 'n raak nie, smaak nie, roer nie aan die houding by my. Maar ek sê ek is op my pad hemel toe. Wil ek vanoggend vir u lees en ek wil hierdie woord afsluit. Met 2 Timoteus 2 vers 5. Hy sê verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie die bekroon as hy nie volgens die reëls gewetwerf het nie. As ek sê ek is op my pad hemel toe,
Kan ek nie loop en sê, ek gaan die kroon van die lewe kry, as ek nie volgens die reëls wat Christus Jesus vir my en u gegee het, dan volhard nie. Ek moet by die reëls bly. Hoeveel maal het ek al gehoor van mense wat eerste gekom het in 'n wedstryd? En almal skree en almal juig. Jy het eerste gekom. Kort voor lank, as hulle deur die reëls gaan kyk, dan word daai persoon van sy eerste skap afgehaal, want hy het nie by die reëls gehou nie. Vandag sit ons hier 'n kerk vol mense. Ons sê ons is hier om die Here te dien. Wil ek vanoggend vir u vra, hou ek by die reëls van Christus Jesus, tydig en ontydig? Of is ek besig om die reëls so bietjie te draai? Is ek besig om die reëls so bietjie te breek? Dan dink ek gaan nie uitgevang word nie. Ons almal soek na die seëning van die Here. Ons soek na die beloftes wat in die skrif vir ons opgeskryf is. Almal gaan 'n belofte kry. Want in hierdie skrif kan nie lieg nie. Glo jy my? Ek praat nie van die nuwe vertalings wat soveel keer dwars vertaal word nie. Ek praat van die ware woord van die Here, en as ek die Heilige Gees by my het wat my leer in gees en in waarheid, gaan ek by die woord van die Here bly. Dan gaan ek agterkom hierdie nuwe vertalings is misleiding. Ek hoor in die week iets moois. En dit val my by. En ek dink ja, dis die waarheid, want ek dink mos nie aan alles nie. En toe die mense by Jesus kom, en het vir hom sê, leer ons oor die koms van U, wanneer U gaan terugkom. Hy het nie vir hulle gesê, kyk na die wonders en die wonders nie, die oorloë en die aardbewings en al die goed nie. Die eerste opdrag wat hy gegee het, hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Misleiding kom so fyn in, as ek 'n stukkie van hierdie woord van die Here nie reg uitspreek soos God dit vir ons gegee het nie, is ek mislei. Dan vat jy hierdie nuwe vertaling Bybels en jy lees dit. En jy dink, jy's op jou pad hemel toe. Maak jy liefde. Ek wil vanoggend vir u sê, as jy nie by die woord van God bly en doen wat hy vir jou sê en die oorspronklike woord van die Here soek nie, word ek nie deur die Gees van die Here gelei nie. Want die Gees van die Here is die waarheid. En die Gees van die Here sal jou nooit mislei nie. En as ek nie deur die Gees van die Here gelei word nie, kan ek nie sê, ek kan val onder 'n kind van die Here nie. Maar ek wil vanoggend vir u vra, sit jou hand in jou eie boesem, en weeg jou eie lewe van nou af terug. En vra jouself vandag die vraag af, hou ek by die reëls wat Christus vir my gegee het? Ek kan maar roem, ek is besig om die wedstryd te voleindig. En hou daarvan om die skrif te lees by begrafnis, hy het die wedstryd voleindig, hy het sy doel bereik. Weet jy wat, hier is 'n belofte vir almal in hierdie Bybel. Elke persoon, elke siel wat op hierdie aarde leef. En die Bybel kan nie lieg nie. En as ek nie by die reëls bly nie,
is daar vir my ook 'n belofte. Die hel is vir jou daar. En dit is die loon wat jy gaan kry. Maar as ek vanoggend alles in my vermoë doen, soos ek vir u gelees het, ek stryd en bloede toe vir die weerstand teen die sonde en die ongeregtigheid. Dan kan ek sê, Here, ek stryd, die goeie stryd. Ek probeer my beste. Ek doen dit wat u woord vir my sê. Want vandag so daar is die mense mos onder genade. Genade, genade, genade. Ek wil vir u vandag sê, ons lees die skrif verkeerd. Want die genadekans wat die Here vir my en u gee, is om my te bekeer. Dit is sy genade. Buite dit wil ek vanoggend vir amper myself verstout en sê, daar is nie genade. As ek in die sonde van die wêreld lewe, en ek weet die woord van die Here sê vir my, enigste genade is, hy gaan jou nie vryspreek daarvan nie, tensy jy uitroep en sê, Here, vergewe my. Keuse lê in jou en my, keuse lê in my hand. Wat gaan ons vandag? Ek wil afsluit, weer hierdie vers lees, hy sê, in 2 Timoteus 2 vers 5, en verder, as iemand aan die wedstryd deelneem, word hy nie bekroon, as hy nie volgens die reëls geweddryf het nie. Nie een van ons weet wat die dag van môre inhou. Nie een van ons kan sê, ek gaan môreoggend my oë oopmaak, terwyl ons gister ry, en ek 'n kar verbysteek. Toe ek sien, toe sien 'n kar baie naby aan ons. Weet jy, soos my kinders het gesien, my vrou het. En sy sê, Henry, dank die Here, toe maak die Here vir ons op pad, en ek staan verby. En die persoon die agter druk vir my hoed, was die agtersteen wat toe gelukkig. Die voorsteen, hy het net so groot geskrik. Wat as daar nie 'n gaping was? En Henry het gister die lewe verlaat. Sou hy die kroon, die prys gekry het waarvoor hy gewedwerf het? Of kon die Here voor die Here staan? Onthou, ek kan vir mense wat voor die oë hou. Ek kan vir mense baie slim praatjies hou. Maar ek wil vir u sê, God sien alles. Ek kan nie die reëls breek en dink die Here sien dit nie raak nie. Hy sien elke beweging op elkeen van ons se lewe raak. Vra jouself die vraag af. As jy vandag jou asem uitblaas, gaan jy die kroon van die lewe beerwe. Amen. Tot sover uit die woord van die Here. Kom ons staan, gaan ek vir my vrou vra vir ons dienste vandag. Here, dankie vir die geleentheid wat ons hier tesame was in U naam. Here, teenwoordig, ek wil vra dat U, Here, met ons elkeen sal wees en weet wat voor lê. Here, U weet al reeds wat vir ons lê en wag, Here, positief weet. Here, maar ons kan net vra dat U genade, Here, met ons sal wees. Here, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Here, mag ons daaraan dink, Here, mag ons na ons eie wedloopspad kyk en myself beoordeel om te kyk of ek die reëls volg of nie volgens U skrif. Here, ek wil vra dat U ons elkeen onder die bloed sal hou, dat U ons sal verdaag, Here, tot ons weer by mekaar sal kom. Vra ek in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.